Goeienaand Magaliesig, dit is vir my 'n baie groot voorreg om saam met julle weer te wees aanlyn, waar ons hierdie Sabbature ingaan. Ek hoop jy het 'n goeie week gehad en ja, dat dit 'n geseënde tydjie was. En waar ons nou hierdie Sabbature open, wil ek julle nooi om saam met my die hoofde te buig vir 'n openingsgebed. Onse liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens kan stil raak, dat ons hierdie Sabbat kan ingaan en tyd met U kan spandeer, Here. Dankie dat U geweet het dat ons 'n Sabbat so nodig sal hê en dat ons nou kan vergeet van alles, al die wêreldse dinge waarmee ons die heel week besig was, al ons probleme, en dat ons net op U kan fokus, Here, dat ons hierdie Sabbat kan gebruik om tyd met U en ook met mekaar te spandeer. Seën ons ook nou waar ons U woord gaan open, maak ons gedagtes helder, sodat ons kan verstaan wat ons lees en wat ons hoor. Ons is lief vir U, Here, seën ons dan nou 'n goeie tyd saam, is my gebed in Jesus naam. Amen. So vandag se gedeeltetjie wat ek met julle wil deel, kry ons in Johannes 4. En dit gaan oor die ontmoeting wat Jesus gehad het met die vrou van Samaria by die put. Dit sê vir ons, dit was 'n rukkie na Paasfees en Jesus en sy disippels het gereis en toe het hy by die put gaan rus en gewag terwyl hulle gaan kos soek het. Gaan kos haal het in die stad. En Jesus het hier gesit en dit sê vir ons, dit was die 6de uur, en die 6de uur is basies middel van die dag, dis 12 uur die middag. So dit was warm, en ongetwyfeld was Jesus dors, en hier kom hierdie vrou aan, op 'n vreemde tyd, kom sy by die put aan, want eintlik het al die vrouens water kom haal vroegoggend of laatmiddag, so sy kom alleen hier aan, en ons neem aan, dit is omdat sy nie saam met die ander wou gaan skep nie, want soos wat ons later uitvind, is sy 'n vrou wat reeds, Jesus noem dit vir haar, dat sy reeds 5 mans gehad het, en dat die een by wie sy nou bly, nie haar man is nie. So ons kan aanneem dat sy nie saam met die ander vrouens wou gaan water haal nie, miskien was sy skaam, of het sy, was sy nie vriende met hulle gewees nie. Nietemin, Jesus sit daar en hy vra vir haar om vir hom 'n bietjie water te skep. En soos wat hy met haar gesels, kry hy haar volle aandag, deurdat hy by haar 'n behoefte skep. Want wanneer sy vir hom wil water gee, dan sê hy vir haar, die water wat ek vir jou kan gee, as jy daarvan drink, sal jy nooit weer dors kry nie. En dit kry haar belangstelling. En ons lees hierso, sy sê, Here, gee vir my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Maar Jesus het oor haar gretigheid geglimlag, en hy moes haar nog 'n les leer. En toe hy uiteindelik vir haar sê, dat haar man nie haar regte man is nie, toe besef sy, dat hy insig het, wat sy nie van weet nie. En sy erken hom as 'n profeet, en dat hy vir haar nuus kan bring. En so sê Jesus dan vir haar, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. En toe weer antwoord sy, en sy sê, ek weet dat die Messias kom, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Sy was so naby aan die koninkryk, so baie naby, en Jesus het verlang om haar in te bring. Dit is ek wat met jou spreek, sê hy toe saggies aan haar. Hoe sy geantwoord het, weet ons nie, want op daardie oomblik het die disippels teruggekom met die kos wat hulle gaan koop het, en hulle was verstom om Jesus te kry, waar hy met hierdie vrou sit en praat, en nogal so 'n vrou. Het hy dan nie geweet dat sy 'n Samaritaan is nie? Het hy dan nie geweet dat sy 'n goddelose lewe lei nie, maar hulle het hulle gedagtes nie uitgespreek nie, sê dit.
Rabbi, eet het hy toevallig, het hulle toe vir hom gesê, en toe hulle die ete voor hom neersit, maar hy kon nie eet nie. Hy het aan die arme vrou gedink, en hoe naby sy daaraan gekom het om die groot waarheid aangaande homself en sy koninkryk te hoor. Hy kon haar nog steeds sien hardloop na die stad, so vinnig as wat sy kon, en hy het geweet wat sou gebeur. Sy het gegaan om hierdie volle waarheid, hierdie boodskap wat sy nou ontvang het, te gaan verkondig. Toe het hy sy disippels verras deur te sê, sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op, en aanskou die lande wat hulle al wit is vir die oes. Is die lande al wit van die oes hier by ons? Hoeveel mense wag vir 'n boodskap van ons af? Ek weet daar is baie keer mense wat nie wil luister wat ons te sê het nie, en ons voel partykeer dat ons het al so baie getuig. Wie sê die mense gaan nou na ons luister? Soveel keer is ons al die koue skouer gegee wanneer ons wou getuig van Jesus en van sy waarheid. Maar hier sien ons dat daar 'n oes is en dat ons 'n taak het om hierdie wonderlike waarheid te verkondig. Dit sê toe 'n menigte opgewonde mense het by die stadshek uitgehardloop, mans, vrouens, seuns en dogters, hulle het na die put gehardloop. Tussen hulle was die vrou wat net 'n rukkie van tevore by Jesus was, en sy het so hard sy kon, het sy maar geskree, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hierdie vrou wat nie saam met ander vrouens na die put toe wou gaan om te gaan water haal nie, het gehardloop om vir die hele stad te gaan vertel dat sy Jesus gevind het. En sy was oortuigend, want hulle het haar gevolg, hulle het na haar geluister, hulle het gekom om na die put toe saam met haar om te kom kyk waar Jesus is. Watter oes was dit nie? En hoe gou het die saad nie uitgesprei nie? Daar was geen 4 maande nodig om hierdie wasdom op te lewer nie. Net 'n geselsie met Jesus wat 4 minute geduur het. Die mense het bly aankom, gretig om die Messias te ontmoet en homself sy boodskap te hoor. 'n Oes van Samaritane vir sy koninkryk van liefde. Ek wil graag vir julle ook nog 'n gedeelte lees uit Johannes 4, vers 39, vanaf vers 39. En baie van die Samaritane uit daardie stad het aan hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly. Vers 41 sê, en baie meer het op grond van sy woord geglo. En vers 42, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, maar ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Dis vir my so 'n mooi vers. Hierdie was nie Jode nie, dit was Samaritane. En Jesus het hulle gelei om te verstaan dat hy die Messias is, die verlosser van die hele wêreld, nie net van die Jode nie, van almal. So dit is vir my 'n wonderlike vers om te kon lees en te sien dat Jesus op hierdie tydstip van sy bediening reeds uitgereik het na die res van die wêreld. En ek wil u aanmoedig om nie op te hou te getuig nie. Daar waar u dink dat dit dalk op dowe ore gaan val, dat dit dalk iemand is wat u nie dink regtig sal belangstel nie, getuig. Die Heilige Gees gaan die oortuiging doen. Al wat ons moet doen, is om te getuig van Jesus se liefde en die wonderlike waarheid, dat hy weer kom en dat hy ons wil huis toe neem. Kom ons sluit die oë saam vir gebed. Liefdevolle Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike verhaal. Dankie dat ons kan sien dat u niemand uitsluit nie, en dat u vir almal gekom het, dat u gesterf het vir die hele wêreld. Help ons om nie ook onderskeid te maak tussen vir wie ons getuig nie, maar dat ons vrylik sal getuig van die liefde en van u wonderlike waarheid, dat u vir ons almal gesterf het, en dat ons kan huis toe gaan saam met u wanneer u op die wolke kom. Seën ons in hierdie Sabbatsure saam, en dankie weer eens
vir die liefde en die genade in ons lewens. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen.